Goeiemôre vriende, dit is vandag woensdag 26 Augustus 2026. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergewe ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is nou hier in 1 Petrus 2, julle ken nou al die konteks. Petrus skryf vir hierdie mense, liewe vriende, wat in die provinsies van Romeine, van die Romeinse Ryk bly, soos ek gesê het, ons provinsies in ons land kan ons sommer daar insit. Hy kom skryf vir hulle, want op daardie stadium word hulle uitgesluit, hulle word verdag gemaak, hulle word gespot, liewe vriende, hulle het sosiaal gelei, hulle is nog nie heeltemal vervolging, maar dit is al 'n mate van vervolging, hulle beleef hulle pas nie in nie, hulle word nie regtig aanvaar nie. Jy sien die oomblik wanneer ek en jy Jesus Christus regtig begin uitlewe tussen mense, vriende, dan is ons lyk ons nie soos hulle nie, wil hulle ons so een kant toe skuif, want hulle weet nie lekker wat om met ons te doen nie. En jy hoef nie te preek nie, jy kan net jouself wees. Jy neem net nie deel nie, neem nie deel, jy vloek maar nou nie saam nie, jy steel nou maar nie saam nie, jy het nou maar nie bedrog saam nie, jy doen nie al die ander goed saam nie. Jy's net jouself daar, jy lewe Jesus voltyds uit daar. Nou die oomblik as ek en jy dit begin doen, dan raak mense baie keer 'n bietjie ongemaklik rondom jou. En nou kom Petrus, nou kom sê hy vir hulle, vriende, nadat hy nou vir hulle kom sê het al, julle is 'n uitverkore volk, julle is afgesonder deur die Heilige Gees, julle is besprinkel deur die bloed van Jesus Christus, waar hy vir hulle kom sê het, maar onthou nou, julle het 'n lewende hoop op grond van die opstanding van Jesus Christus, waar hy vir hulle kom sê, julle moet as gehoorsame kinders, moet julle hele lewe inrig volgens God en nie op julle eie begeertes na toe neig nie. Julle kom sê verder vir julle moet heilig wees, want ek is heilig, kom sê hy, ons is vreemdelinge, julle is vreemdelinge in die wêreld, kom sê Petrus vir hulle. En nou praat hy, so hy praat met hulle, en dan kom sê hy, gaan hy verder en sê, onthou nou wie julle is, dis julle identiteit, né? Julle is vreemdelinge, en dan sê hy, hou dan op met elke vorm van kwaad, bedrog, huichelarij, jaloesie en kwaadpratery. Nee. Hy sê, as hy enige van hierdie goed nog by julle is, as hy enige vorm van kwaad is, wat dit ook al mag wees, enige vorm van bedrog is, enige vorm van huichelarij, nee, om voor te gee wat jy nie is nie, enige vorm van jaloesie, dat jy so jaloers op daai, maar jy kan nie, jy het nie wat hy het nie, jy ry nie wat hy ry nie, jy sommer net jaloers. Of kwaadpratery, sê hy, praat sommer kwaad oor iemand, en dit is kwaadpratery is maar niks anders as kinder nie, nee. Hy sê, hou op daarmee. Hy sê, dit is nie wie julle is nie, kom sê Petrus vir die mense. Julle is mos 'n uitverkore volk van God. So moenie by hierdie goeders betrokke word nie. Nee, sê hy, smag na suiwer geestelike melk, soos wat pasgebore kindertjies smag na melk. Nou, 'n pasgebore kind, vriende, hy wil niks anders hê as moedersmelk. Jy kan maar vir hom 'n stuk biltong daar hou, jy kan maar vir hom 'n stuk lekker steak daar hou, jy kan maar vir hom 'n lekker roomys hou, jy kan maar vir hom, sy wil 'n saak daarmee, hulle wil net moedersmelk hê, né? Hy is soos eintlik 'n baie mooi metafoor wat hy gebruik. Hy sê, soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid kan verkry, né? Nou, liewe vriende, vir 'n babatjie gaan dit net oor die ma se melk. As ons die metafoor verder vat, as hy sê, julle moet so smag en hierdie suiwer geestelike melk, beteken dit wat? Wanneer ek en jy smag na iets, liewe vriende, jy kan nie anders, jy moet dit hê, nee, dit is 'n alles oorweldigende belewing en gevoel binne in jou, jy smag daarna, met jou hele hart smag jy daarna. As ons smag na suiwer geestelike melk, liewe vriende, wat is suiwer geestelike melk? Dis om in 'n lewende verhouding met God te staan.
Jy wil tog hê dat God deur jou moet werk. Jy wil tog hê dat die Heilige Gees deur jou moet werk. Jy wil tog hê ek en jy wil hê dat hulle Jesus Christus in ons lewe moet sien. Dis om te smag na suiwer geestelike melk. Dit is om te smag daarna dat die Heilige Gees ons vervul. Dat hy ons so vervul, liewe vriende, dat ons nie anders kan, dat mense nie anders kan wat rondom ons lewe om vir God in Christus deur die Gees in ons lewens te ervaar nie. Jy smag na geestelike melk. Wat beteken dit vir verder? Die smag beteken dit is mos 'n aksie. En baie keer moet ons vir mekaar kom sê, vriende, die tyd wat ek in jy lewe, ons prioritiseer nie meer God nie, hoor. Ons prioritiseer nie meer God nie. Ek wil dit by julle en by myself los, want ek praat mos maar baie met myself. Prioritiseer jy nou God? Is die Bybel vir jou belangrik? Is dit wat hy in die woord, is jy daarmee besig elke dag? Is jy besig om met God te praat? Nie 'n wenslysie nie, is jy besig om met God te praat? Is die goed wat vir God belangrik is, smag jy daarna? Smag jy daarna om die Here te loof en te aanbid op 'n Sondag? Jy elke keer druk daar. Dit is waar iets gebeur daarso, liewe vriende. So is Roland Kierkegaard op 'n stadium sê, jy moet as jy na 'n erediens toe kom, moet jy eintlik 'n helm op hê, liewe vriende, vir bakstene wat op jou kan val. Hy sê, is eintlik gevaarlik daar. Wat kom doen jy daar? Jy kom kry nie om iets te kry nie, jy kom om iets te gee, jy kom om God te loof en te aanbid. Dit is hoekom jy gaan. Jy moet so smag, liewe vriende, na hierdie geestelike melk, dat jy nie anders kan nie. Wanneer die Heilige Gees in ons is, kan ons nie anders as om te smag na suiwer geestelike melk nie. Sodat julle kan opgroei in die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is, kom sê hy vir hulle. Miskien moet ek hier so stop, want ek dink hy gaan aan, hy sluit mooi hierby aan, maar kom ons stop hier so. Mag julle inderdaad die liefde van God ervaar, die genade van Jesus Christus ervaar en die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Amen.